En dit gaan na my teksgedeelte te bring vandag, wat ek gekies het. Dis Exodus 3 vers 2 tot 3, en ek gaan sommer in die Amplified lees, ek het nog ons hierdie vertaling geniet. Hy sê, the angel of the Lord appeared to him in a blazing flame of fire from the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. So Moses said, I must turn away from the flock and see this great sight, why the bush is not burned up. In hierdie teksgedeelte het 3 punte wat ek graag eintlik vanoggend sommer net sal wil deel met julle. Nou die eerste een wat uitgestaan het, wat ek met julle gaan deel, is waar Moses sê, I must turn away. Ander vertalings in Engels praat van, I must turn aside. Nou, die eerste punt is basies wegdraai om te sien. Awareness is wat persepsie gewoonlik verander. So Moses moes weggedraai het waarmee hy besig was, en dit was die skape wat hy opgepas het, om te gaan sien wat hier aangaan. En ek dink daar is die eerste draai, wat ons eerste punt wat ek wil op aandag eintlik sit vanoggend, wegdraai om te sien. Hoe gereeld draai ons weg van dit wat ons mee besig is, ons verantwoordelikhede, dit wat ons tyd opvat, en hoe gereeld stap ons weg van dit, en ons gaan soek iets anders. Want hier het hy iets gesien wat hom nuuskierig gemaak het, hier is iets wat vir hom gedryf het, en maar sê, hier is betekenis by hierdie bos wat brand. Ek gaan die skape los, en ek gaan na dit toe beweeg. Nou terwyl ek die boodskap volgende deel, wil ek hê, julle moet heeltyd die woord bos, die brandende bos, vervang met jou hart. Dan gaan julle sien hoekom ek dit sê. Nou toe Moses by die brandende bos aankom, kom hy agter, maar hierdie bos is nie besig om te verbrand nie, en God roep ook uit na Moses toe. Nou die afsondering wat Moses gehad het in die woestyn, is ook interessant, want dis juist in die afsondering waar daar stilte plaasgevind het. En in die stilte wat om hom aangegaan het, dis net hy en die skape, kon hy iets raak gesien het wat hy normaalweg nie noodwendig sou raak gesien het nie. Maar hy het ook die keuse gemaak om weg te draai en te gaan ondersoek instel. Daarmee wil ek sê dat soms is ons in die program, soms is ons in die skedule of die gewoonte om kerk te kom, maar dit beteken nie noodwendig ons sluit ons vrees of ons gedagtes, ons bekommernisse af nie. En dis iets wat ons moet begin doen. Selfs dat wanneer ons hier is, beteken nie dat ons gaan God noodwendig ervaar nie. Tensy ons alles anders waarmee ons besig is, alles anders buite hierdie wêreld afstel en sê, Here, ek is vanoggend hier teenwoordig, stil en my hart is oop. My hart is ontvanklik. Nou een ding wat ek wel wil noem, is as kyk na die tweede punt, is dis 'n vuur wat nie vernietig nie. En ek sien die vuur hierso as die Heilige Gees. Sien, daar is vuur in ons hart, maar ons nie vernietiging nie. Daar is passie in ons hart, maar ons nie uitbranding nie. En daar is lig in ons hart, maar ons nie chaos nie. En ons kan dit net so sien, as ons God saam met dit ervaar in die proses. Want ons kan besig raak met wêreldse goed, en ons kan uitbrand. Ons kan besig raak met die dinge van die Here, en passie verloor. Is dit nie altyd so nie? Maar hierdie is 'n vuur wat nie vernietig nie. Die woord bevestig, the bush was on fire, but not consumed. God se teenwoordigheid openbaar, dit vernietig nie. Die bos brand, maar word nie verteer nie. Want normale vuur vernietig, maar die vuur van die Heilige Gees openbaar. En dis presies wat hierdie vuur vir Moses gedoen het. Dit het vir hom geopenbaar wie God is, maar ook wie hy is. Sien, God se vuur het iets unieks gedoen op hierdie oggend, of hierdie aand, waar Moses met God gesels het. Hy het iets vir Moses begin openbaar, want Moses sy identiteit was gebroken. Hy het gegaan van iemand wat in 'n paleis groot geword het, na iemand wat gevlug het, wat voel soos 'n mislukking, wat besig is om skape op te pas.
En in die proses het Moses God geroep na die bos toe. Net so roep God jou ook, om te gaan kyk na jou hart. Want wanneer ons reg hierdie woord lees, sien ons dat God kyk altyd na die hart, net soos wat hy vir Dawid gekies het, volgens sy hart. En dit is sy hart wat God moes geoortuig het. Dit is die hart wat moes beweeg het van mislukking na 'n roeping, om sy volk te gaan op. Ons leef so vinnig vandag, dat ons gaan maar net aan. Ons oorleef, ons funksioneer, ons reageer. Maar het ons al ooit teruggesit en gewonder, maar doen ek werklik wat ek wil doen? Doen ek wat ek voel my passie gee? Doen ek wat ek voel my gelukkig maak? Voel ek God in dit wat ek doen? En Moses het, toe God vir hom die opdrag gegee het, basies 3 goed gedoen. Hy het eers gevra, wie is ek om te gaan? Wat as hulle my nie glo nie? En ek praat nie goed nie. Dis die verskonings wat Moses gegee het. Nou dis nog ons ironies, want dit is dieselfde persoon wat as kind groot geword het in die paleis van Egipte. Dis ironies dat iemand wat groot word in daai omstandighede binne die paleis, iemand wat eintlik autoriteit gehad het in 'n mate, sê maar wie is ek? Dis ironies dat as hulle my nie glo nie. Dis ironies dat hy sê ek praat nie goed nie. Het hy nie tog goeie onderrig gekry in die paleis nie. Maar dit is as gevolg van die mislukking waardeur hy gegaan het, of wat hy glo van homself. Dit is as gevolg van die trauma. Dit is as gevolg van dat hy gevlug het, dat hy vergeet het van sy identiteit. En God het hom nie reggestel om te sê, maar Moses, jy is perfek nie. God het hom reggestel deur te sê, maar ek sal met jou wees. En daai onderskeiding is belangrik. Because the answer to insecurity is not self-confidence, it's God consciousness. Die antwoord op ons bekommernis of ons vrese is nie om onsself te oortuig, jy's maar ek is goed genoeg nie. Dis om jouself te oortuig dat daar is 'n Christusbewustheid reeds deel van jou. Maar jy moet bewus word daarvan. Dis reeds teenwoordig, dis reeds deel van jou, dis reeds gegee vir jou. Ons moet bewus word daarvan. So Moses roep hom, God roep vir Moses, Moses gee verskonings, en God sê, maar ek sal met jou wees. En ek sê altyd, ek is oortuig daarvan dat Moses weggestap het van die bos af en die opdrag uitgevoer, nie uit gehoorsaamheid dit nie, maar eerder uit oortuiging uit. Want dit is wat God kom doen het. Hy het hom oortuig van wie hy is. En hierdie brandende bos, soos ek julle nou gesê het, vervang die brandende bos met jou hart. Met vanoggend met jou praat so. Sodat wanneer jy stil raak en jy jou brandende bos ervaring het, dat jy tot dieselfde konklusie kan kom. Sê maar, hoekom ek? Ek weet nie genoeg nie, ek is dalk te oud, te jonk. Hoekom sal hulle vir my luister? Dan moet die antwoord wees, wat jy ervaar in die teenwoordigheid van God. God wat sê, maar ek is met jou. En raak jy bewus van daardie oortuiging. En as jy bewus word van daardie oortuiging, het jy 'n Christus bewustheid. Dan kan werklik niks voor jou staan nie. Net soos wat niks voor Moses gestaan het nie. Nie 'n nasie wat in sy tyd baie magtig was, het Moses bang gemaak nie. Net so ook wanneer ons harte ondersoek instel en ons bewus word van hierdie Christusbewustheid, kan niks jou keer nie. Ek kon nie op skool voor mense praat soos wat ek nou praat nie. Maar dit is iets wat ek myself geleer het. Ek het gesien, ek het geweet, daar is 'n roeping, en ek het nie toegelaat dat die vrees die roeping oorweldig nie. So elkeen van ons pad verskil ook, maar almal het die bediening van versoening. Almal het die Christusbewustheid. So die vrees of dit wat ons terughou, dit moet nie groter wees as die bewustheid van Christus reeds in jou nie. Hierdie gemeente hou baie van Galasiërs 2 vers 20,
Maar ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit beteken sy waarheid, sy geloof, sy karakter, sy denke. Niks anders. So die oomblik toe Moses wegdraai van die geraas, punt 1, nader beweeg aan die vuur, 2, en luister na sy stem, toe verander alles. So in 'n konteks vir ons, die oomblik wat ons onsself afsonder, soos die tema vir vanoggend, afsonder om te sien, nader beweeg na die vuur, nader beweeg in sy teenwoordigheid, bewus word van wat in ons hart aangaan, ons hart ondersoek, want daar het lê die bron van lewe. So ook hier een teksgedeelte wat sê, beskerm jou hart. En dan luister na die stem. Ons sê altyd, maar God praat met my, of ons wil hê God met harder praat, terwyl God eintlik vir jou sê, maar word net stil, dan sal jy my hoor. Want ek praat nog altyd. Ek is nog altyd teenwoordig. Maar jy gaan my nie ervaar of sien of hoor, solank as wat jy besig is nie. Sy hele identiteit het verander. Een van mislukking, of trauma, of skuld wat hy ervaar het in sy hart, van, nou is hy ewe skielik die een persoon, wat God se volk gaan haal uit Egipte uit. Dalk is dit dat God nie van jou af iets wil wegvat nie. Miskien wil hy net wys wie hy nog altyd was. Ons dink aan 'n vuur as iets wat verteer, maar as ons dink aan die vuur van die Heilige Gees, is dit een wat openbaar, een wat verwyder. Al die insecurities val weg. Want wat kan tussen jou en die teenwoordigheid van God werklik staan? Jou eie denke beveel die woord reeds aan, maar word verander deur die vernuwe van jou denke. Ek dink dit is baie keer moeilik om in te dink wat deur Moses se gedagtes moes gaan as iemand wat groot geword het in die paleis, ekonomie verstaan het en 'n goeie begrip gehad het van hoe die stelsel in Egipte werk, na iemand wat skape oppas. Dit is wêreldse verskille van mekaar af. En iewerste in daai proses moes hy gevoel het soos 'n mislukking. Moes hy gevoel het, maar kyk wat is ek nou. Hy het die regte ding gedoen, maar het homself nog steeds betwyfel in die posisie waar hy was. En toe hy weggedraai het van die skape af, omdat hy iets gesien het, wat betekenis het, en nader beweeg het, en met God gepraat het hy weggestap, 'n nuwe mens. En dit was 'n oomblik. So miskien is ons oomblik ook so vinnig, ook so eenvoudig, maar die proses tot daai eenvoudige oomblik saam met God, voel dalk so kompleks, maar dit voel te maklik, dit voel te eenvoudig. Kan dit wees dat ek net moet stil raak in sy teenwoordigheid? Kan dit wees dat die wêreld jou so oortuig het van 'n godsdienstige stelsel van stappe en prosesse wat jy moet volg, dan moet jy eers dit doen, dan moet jy dit doen, dan moet jy dit doen, dan eers is jy heilig, dan eers is jy goed genoeg. Terwyl God net sê, raak stil, sonder jouself af, en kom in my teenwoordigheid. Laat my Gees vir jou openbaar wie jy reeds is. En dan stap jy weg, 'n nuwe mens. Laat hierdie gemeente in dieselfde posisie wees, dat ons ook kan as liggaam stil raak in sy teenwoordigheid. Altyd vanaf die teenwoordigheid, vanaf die stilte uitbeweeg. Maar dan het ons oortuiging, dan het ons sekerheid. En dan maak ons die verskil, soos wat Moses gemaak het. Dan maak ons 'n impak. Dan lei ons mense. Dan inspireer ons mense. Dit is 'n eenvoudige storie, maar dit dra groot krag. Dit is 'n eenvoudige ontmoeting met God, maar die verskil wat is lewensrykend. In die Ou Testament hier praat hy van set aside, turn away, en in die Nuwe Testament is dit interessant,
dieselfde tipe bewoording word ook gebruik, maar net bietjie anders beskryf. In die Nuwe Testament praat hulle van set apart, om een kant afgesonder te wees. That's what it means to be holy, to be set apart. Het is interessant dat die Bybel dieselfde tipe ding vir ons reg deur die woord sê. Die bewoording of die taal is net bietjie anders in konteks van die tyd. Maar dit kom altyd op dieselfde neer. Net soos wat Christus homself afgesonder het, een kant stil geraak het Christus dieselfde ding kom doen. Soos my boodskap vir vandag en vir die gemeente. En ek wil vir ons afsluit met 'n gebed, en terwyl ek bid, wil ek graag elkeen aanmoedig en ook uitnooi. Terwyl ek bid, fokus vir 'n slag op jou hart. En om dit makliker te maak, het ek geleer in die begin veral, sit jou hand op jou hart. Laat jou sintuie kan voel waar jou hart is. En so, terwyl ek bid, fokus op jou hart. En as jy ervaar, ek is maar my hart is stikkend en is gebroken, herinner jouself in Jesegiel wat sê, waar God praat en hy sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. So kom ons sit ons oë. Vader Here, soos ons lees in hierdie boodskap, Here, het Moses weggedraai van dit wat hom besig gehou het elke dag. Dit wat hy gedink het, die res van sy lewe sal wees om skape op te pas. En hy het beweeg na iets toe wat vir hom amper fluister, maar daar's betekenis. En hy was nuuskierig en hy het gaan ondersoek. Here, en hy het met God gesels, Here, en hy het teenwoordig geraak van U. En ten spyte daarvan dat U vir hom opdrag gegee het, Here, het hy nog steeds in sy hart verskonings gehad. En U het hom herinner daaraan dat U met hom sal wees. Hy het weggestap met 'n nuwe identiteit. En vanoggend vir ons wat hier sit, Here, wat besig is met goed, wat voel, dit is nie wat jy veronderstel is om te doen nie. Of het voel nie vir jou, daar's passie in dit nie, Here. Laat ons kan ondersoek instel, Here, om te sê, maar wat is daar wat my lok? Wat is daar wat my trek? Waar ek voel betekenis sal wees. En dat ek soontoe sal beweeg, Here. Dat ek nader aan my hart sal intree en dat ek oortuig sal word van wat die woord reeds bevestig het, duisende jare terug. Dat U met ons sal wees. En dat ons 'n Christus bewustheid sal ontwikkel, want U is reeds binne in ons. En dat ons uit daardie bewustheid altyd sal vorentoe beweeg. Enigiets sal aanpak. En dat ons nog groter dinge sal doen in die koninkryk van God. Amen.